'n hartlike goeienaand aan elke liewe ene wat vanaand saam met ons inskakel. Ek hoop jy het 'n wonderlike geseënde dag gehad. En ja, mense, die tyd vlieg, waar gaan die tyd heen? En soos die boek Prediker ons leer, alles te vergeefs en gejaag na wind. Ja, maar ons is besig en ons probeer maar by alles uitkom soos wat die Here wil hê ons moet, of ons in ons eie hoedanigheid. Hallo Wendy, goeienaand. Hallo Esther, raak hulle my mense op. Kan jy glo, dit is Dinsdag, ek sê nou vir Monja, dit voel so onwerklik, ek het nou, voel of ek nou op die preekstoel gestaan het Sondag, en hier is ons alweer by ons eerste live vir die week. Goeienaand Thuis, naand Annie. So ja, dit is ongelooflik hoe tyd loop. Hallo Getruida, ek gaan vanaand probeer om te kyk of ek so min of meer almal kan groet soos hulle opklim. Hallo Lorika, hoe gaan dit met almal van julle? Gaan dit daarom maar goed vanaand? Hangelie Marie, daarso, hoe gaan dit met jou? Yes, gooi 'n bietjie die hartjies en die likes op. Ons is dankbaar en ons eer die Here vir 'n wonderlike tyd. Mense, maar ja, kom 'n mens by alles uit? Ja, dit is nie moontlik nie, maar ons dank die Here, ons kom maar deur. Ek wil dit nou nie spreek nie, maar ek weet nie van julle nie, maar net so 'n bietjie ietsie deel. Soms kry jy ouma daai haakplekke ook, waar goed net daar, hallo Rita, waar goed maar net haak en dan vloei dit en haak dit, dan vloei dit, waar ou eerder maar baie keer kan wens. Hallo Gielie, hoe gaan dit daar met julle? Hoorie so, ons moet beamoen om te sê dat ou Gielie is 'n vurige prediker. Weet jy, lanklaas, Wiekus goeienaand, naam Jackie, maar ons het so, sy getuie so geniet, maar die salwing wat daar was, Sondag, nou man gaan 'n vurige prediker word, ek weet dit sommer, dankie. Hallo Herman, hoe gaan dit daar met julle? Lekker man. Terwyl ons so opklim, wil ek jou vra om asseblief notas te maak vanaand. So ons gaan 'n bietjie uit die boek van Handelinge uitwerk, en Handelinge 7, maar ons het 'n wonderlike tema vanaand, en by dit wil ek net vanaand gou 'n paar dinge sê voordat ons begin. Sê ek wil ook nie te lank besig wees, almal se tyd vat nie, ek weet almal is besig. Ek moet hierdie getuie vertel. Sondag toe ons hierdie altaarkol gemaak het, toe ons daar gestaan het oor die woord. Naand Jaan, goed met julle. Ek sal vir Monja sê hallo, sy luister daar die kombuis se kant uit. Het ek iets beleef wat ek so lank terug eintlik al beleef het, dat die werklike krag van God se teenwoordigheid, die Heilige Gees, so onder mense was en by sekere mense was, because julle was nou self daar, as ek dit so kan noem, en hoe God net gewerk het. Hallo Jaco, julle daarso van 'n Merwes, en ek moet by dit sê, het hierdie hele gedagtes by my ontstaan, en dan gaan kyk 'n ou in die woord, en besef 'n ou, hoe lekker is dit om hierdie, hallo Nadia, goed met jou man, om hierdie wonderlike woord van die Here te gaan ontdek, om weer iets te gaan doen, en waar anders is uit Handelinge, uit Stefanus uit, en so wil ek vanaand bid, mag hierdie seënwoord ook vanaand vir elke een wees, en weet jy dat 'n mens hierdie insig en wysheid en gees kry, en dis my gebed letterlik regtig vir elke liewe ene, hallo oom Johan, dat almal hierdie kan kry, en dit bring 'n mens om maar net weer bietjie in lyn en in perspektief net weer by mekaar. So, ons dank die Here vir die woord en die krag, en ons dank die Here dat hy saam met ons was. Kom ons bid net, en ons dank die Here. Here, baie dankie, dat ons deur u krag en u wysheid vanaand 'n boodskap mag bring. Dankie Here vir môre aand se manneaand. Dankie Here dat manne sal opstaan, en werklik weer die priesterdom en die priesterskap sal vat, om na u te kom luister. Ons eer u daarvoor vanaand, in Jesus naam. Amen. So ja, ons het môre aand het ons hierdie, ek sit maar net so 'n bietjie my notas wat ek alles moet onthou, het ons hierdie wonderlike priesterskap van die manne. So ek wil elke ou uitdaag asseblief, of jou nooi, kom. Weet jy, ek praat uit my eie ondervinding uit jare uit, en selfs in my eie lewe 'n getuie kan wees, dat ons as mans gehard wil wees, en ons wil vanaand, hallo Norman, ons wil onsself beskerm,
En ons bou 'n muur om ons hart. Ons praat nie maklik oor ons gevoelens nie. Maar weet jy, dat die Here eintlik hierdie hart en hierdie klipharde hart wil uithaal en jou hart van vlees weggee. So ons wil bietjie saam met julle werk en hallo Zelda, en dit is bietjie lekker om goed om met die jong seuns, weet jy, daar's nie ouderdomsbeperk nie, maar môre ons het ongelukkig nog vir die manne en ons wil bietjie met hulle praat. Ons gaan nie kerk hou nie, ons gaan net gesels en bietjie woord deel en goed deel en net so 'n bietjie inneem en so aan. En weet jy wat, soos die Gees ons gaan lei om dit te kan doen. En so ja, ek glo en vertrou dat dit 'n groot sukses gaan wees, want die Here lê dit op ons hart en ons bid en ons weet sommer dat dit ook ingryp. So, dis nie net tot ons kerk beperk nie. So ek wil jou nooi 'n vriend, nooi jou buurman, man, nooi jou broer, jou swaar, nooi enigiemand net saam môre, elke man, asseblief, dit sal wonderlik wees. Ek wil met jou praat oor hierdie kenmerkende man Stefanus. Nou, as ons gaan kyk in Handelinge 6, dan begin ons seker deur te vra, wie was Stefanus? Nou as ek in die Bybel gaan lees en kom en som dit gou vir jou op in kort, dan sien ons dat hy was een van die 7 diakens gewees en hy was die eerste Christelike martelaar. So jy moet hierdie neerskryf en dit is baie belangrik en hier in 2 gedeeltes kom die woord in die skrif en hy sê, hy was 'n man vol, hoor gou mooi, hy was 'n man vol van die Heilige Gees en wysheid. Nou ek gaan dit vanaand vir jou lees uit Handelinge 6 vers 5 en uit vers 8, maar ek gaan weer met jou praat oor vers 8. En in Handelinge 6 in Engels Act 5, he was full of the Spirit of God and wisdom. So hierdie is vir my baie belangrik. En die woord het byval gevind by die hele menigte en hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees. En nou kan jy hierdie gedeelte gaan lees, terwille van tyd wil ek hê jy moet dit gaan lees en gaan sien wat het met hom gebeur. Maar kyk hierdie kragwoord in vers 8, en Stefanus vol van geloof. Mense, weet jy wat, dis wat ons as mens kort en nodig het. En krag het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Nou, ek wil eintlik vanaand vir jou sê, om jou naam daar neer te sit, om te kan sê dat as kind van die Here en naps vol van geloof, ek dink ons kan ons geloof opskerp, ek dink ons kan ons krag opskerp, ek dink ons moet weet, hy is die bron van ons krag, waar dit vandaan kom, en weet jy wat, deur om 'n instrument te kan wees, kan ons regtig die evangelie en die wonders van die Here laat uitleef daar buitekant, maar ons beperk onsself deur twyfel. Weet jy, kan ek vir jou sê, ek het deur my jare heen geleen, en hierdie is my eie ervaring, en ek sê net nou vanaand vir jou, dat baie kere wanneer 'n mens met mense praat, moet jy eers net die situasie, hallo Andrei en Marian, good evening, so jy moet hierdie situasie net inneem en luister, en nie tot jou gevolgtrekking gaan nie, en ek dink baie keer, wanneer 'n mens tot jou eie gevolgtrekking gaan, as mens, omdat jy baie keer mense se situasies ken, moet jy baie noukeurig gaan luister wat die Gees van die Here vir jou gaan sê. Stefanus, onthou, was nie 'n apostel gewees nie, maar ek wil hê jy moet iets hoor vandag, maar God het hom kragtig gebruik, en dit wys vir my as 'n mens vanaand, dat die Here elke gelowige gebruik, of wil gebruik, as 'n instrument in die hand. Jy kan 'n instrument wees in die hand van God, hoor mooi, jy moet dit vanaand glo, jy moet vanaand sê, hallo Chris, jy moet vanaand weet, dat jy 'n instrument is, hallo Johanita, hallo Delinda, jy moet 'n instrument, jy kan 'n instrument in die hand van God wees. Nou wanneer ek iets opsom, wanneer ek dit gewoonlik lees, dan kyk 'n mens altyd na die karaktereienskappe, en selfs wanneer 'n mens lees oor, wanneer ek lees na Stefanus se karaktereienskappe, dan kom 'n mens agter, iets staan vir my uit, en dit moet ons merk, dit moet jy merk vanaand. En hierdie karaktereienskap is vol van wat? Vol van die Gees. Hy was vol van geloof, ekskuus tog, en krag. Handelinge 6 vers 8 sê dit vir ons hierso. En Stefanus vol van geloof en krag, hoor mooi wat sê hy, het groot wonders gedoen
en tekens onder die volk. So, weet jy wat, geestelike krag, geliefdes, ek wil jy moet iets hoor vanaand, kom nie van 'n posisie af nie. Ek wil vanaand vir jou sê, daar's pastore, daar is mense wat posisies het, maar wat nog geen werklike ervaring gehad het met die krag en die ondervinding van die Heilige Gees nie, nog nooit, hulle het nog nooit hierdie krag en hierdie ervaring gehad nie. Hulle leer uit ander mense uit, hulle leer uit ander mense se teachings uit, hulle het nog nooit, as ek iets sê vanaand, dan sê ek dit omdat ek weet, jy weet, 'n mens gaan kyk daar, hulle is aan 'n denominasie gekoppel, en uit hierdie denominasie uit leer hulle en hulle word vertel wat om te doen. Ek wil binnekort, dalk nog donderdag aand, gaan ek praat oor die 144.000 uit Openbaring uit, en dis gekoppel aan 'n spesifieke denominasie en 'n geloof. Julle weet nou van waar af ek dit kom, wat hulle glo dat hulle uitverkies is om hierdie heiligdom na te lewe, om in hierdie 144.000, net daardie 144.000 gaan in die koninkryk van die Here gaan. En weet jy wat, dat ek wil vanaand vir jou sê, eerstens, wees versigtig vir mense wat vir jou sê, ek gaan by jou staan, ek gaan saam met jou wees, ek gaan dit vir jou doen, weet jy wat, ek wil hê jy moet iets wees, die engel kom ook, of die duiwel kom ook, en hy gee hom voor as 'n engel van die lig. Jy moet jou afsonder, nie in die mens, in jou geloof, en jou hoop in die mens plaas nie, maar jy moet jou geloof, so Stefanus, in die teenwoordigheid, in jou karakter vorm, in die krag van die Here, sodat jy kan vol word van die Heilige Gees, en dat jy kan krag kry daardeur. En dit is wat sy karakter is. As ek gaan kyk na hierdie gedeelte, wil ek vanaand sê, dat ek moet iemand wees, wat deur God gelei word. As ek ook baie kere by mense kom, en hulle sê, maar hier's 'n demoon in hierdie huis, of ek sien hier iets. Jy weet wat, moenie op daardie mense se reaksie gaan nie. Gaan in jou karakter, en gaan in met die krag van die Heilige Gees, en ondervind dit self, om sekere dinge te doen. Ek het dit al vertel, ek het al gegaan waar iemand iets sien, maar dan ervaar mense iets anders. Die Here wys jou iets anders. Mense sê vir jou, miskien vertel hulle van wat met jou kinders se lewe gebeur, en hulle spreek hierdie dood, en jy ervaar soms maar net baie keer dat hierdie kinders dalk gaan, hier's niks, hulle het nie enige demoniese magte in hulle nie, hulle gaan maar net deur 'n rebelse tienerstadium. En dat die grond, die beginsels is 100% reg, is maar net 'n toelaatbaarheid van, hulle is ook seker maar baie keer net moeg van die gemoun en die gekerm van goed. En 'n mens ervaar dit, maar as 'n mens baie keer net jou ore uitleen na mense die hele tyd daar buite kan. En hier kom hierdie Stefanus, en hierdie Stefanus kom, en daar was in hierdie sinagoge, het hy gegaan met 'n mening, hy het gegaan met geloof, hy het gegaan met 'n krag en die Heilige Gees, en hy het wonders en tekens gedoen, en in hierdie sinagoge was daar onder die libertyne gewees, en die Sireërs, en daar was onder hierdie mense 'n gerede, toe sê die woord, daar in vers 9, daar was 'n onsekerheid van hulle het hom bevraagteken. Maar hoor wat sê vers 10 van Handelinge 6, maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gepreek het, nie weerstaan nie. Wees 'n ambassadeur, wees 'n rentmeester in Christus, sodat jy deur wysheid kan praat, wat mense jou nie kan teenstaan nie. Luister gou mooi vandag, ek wil hê jy moet iets verstaan, jy moet iets hoor vandag, en weet jy wat, hy het nie gedien net met sy hande nie. Hy het nie net gedien met sy hande nie, maar hy het ook gedien met sy verstand. Sy verstand was in lyn met sy hart. Hy het gedien met dit wat die Here op sy hart gelê het. Dienswerk, geliefdes, kan ek vanaand vir jou iets sê, in geestelike diepte. Dienswerk en geestelike diepte gaan hand in hand. As jy 'n beraader is, kom ons sê veronderstel jy's 'n beraader, loop dit hand in hand met die woord van die Here. Jy moet jou skrifte ken. Jy moet, ek wil vanaand vir jou sê, jy moet iets hoor. Jy gaan dalk nou vir my kwaad wees, en nou gaan jy sommer af, jy gaan nie met my saamstem nie. Jy moet jou skrif ken. Jy moet die krag van die skrif ken. Ek is nie net 'n beraader om sekere goed te doen nie. Jy moet die gees van onderskeid hê. Ek sê altyd, wanneer ek luister,
en daar kom 'n menigte. Mense sal partykeer dink, o, ek stel nie belang nie, ek het nie 'n belangstelling nie. Ek gaan wanneer die Gees my lei. Ek gaan, dis my motto, dis my lewenstyl, want dan weet ek, wanneer die Gees van die Here jou bymekaar bring, is daar werklike wonders en tekens wat gaan gebeur. Nie deur mense se goed nie. Weet jy wat, mense het nie kennis nie. Mense gaan sit hulle hele lewe op sosiale media. Ons gaan ek het nog 'n ding wat ek doen ook oor sosiale media, oor hoe sosiale media gevaarlik is en wat is die impak van dit? Wat sê eintlik die woord van dit? Wat leer eintlik die woord van ons? Maar hulle het geen kennis nie. Hoor gou mooi, kom ek sê gou vanaand vir jou. Wanneer ek en jy gaan kyk na ons take, wat ons moet verrig op hierdie aarde, dan sien ons maar, weet jy wat was Stefanus se doel geweest? Stefanus was aangestel om tafels te bedien. Praktiese sorg. Elkeen van ons is aangestel om praktiese sorg te doen. Ons is aangestel en God het hom gebruik. Daar waar die Here jou aanstel, daar waar die Here jou gestasioneer het, daar waar hy jou in posisie geplaas het, dis daar waar jy moet weet God jou gaan gebruik om wat te doen. Om wat te doen? Om wonders te doen. Okay. It's not about me, myself and I. Om wonders te doen. No Limits het ek wel gestig, maar deur die krag van die Heilige Gees. Maar as ek môre huis toe gaan, dan gaan hy aan. En God gaan die volgende mense oprig, en God rig die mense juis in plekke op om hierdie dinge te kan doen. Ek weet nie, ek noem dit maar net, soos elke diensplig of elke posisie waarin jy gestasioneer is, gemaak om aan te kan beweeg. 'n Mens is nie daar vir ewig nie. Ek en jy het hierdie praktiese sorg om nog 'n rede te doen, is om die wonders, om die woord, om die woord kragtig te verkondig. Moet dit nooit in jou lewe vergeet nie. Wie getrou is aan klein dingetjies, en ek sê dit al lankal, probeer om dit altyd te onthou. Wie getrou is om klein dingetjies te doen, word deur God met groter dinge toevertrou. Dis hoe die Here werk. En ek kan vir jou 'n skrif gee. Ek kan vir jou 'n skrif vir dit gee. Dis dalk goed om so nou en dan 'n skrif deur dit te gee, uit Lukas 6 vers 10. Hoor wat sê die woord van die Here. Hierdie is vir my baie mooi. As die Here jou toevertrou vir klein dingetjies, en jy kan daai klein dingetjies doen, gaan hy jou groter dinge gee om te doen. Hoor wat sê hy in Lukas 6 vers 10. En nadat hy almal rondom aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het dit gedoen, en sy hand is herstel, gesond, soos die ander ene. Weet jy wie goed gedoen? Die genesing van die man met die verdorwe hand. Jesus help almal. Op Sabbat, op die Sabbatdag, maak nie saak nie. Hoe ook al jy daarna kyk, hierdie man het na hom toe gegaan, en hy die Here vertrou om hierdie klein dingetjies te doen, maar God het groter dinge gedoen. God het hierdie groter dinge gedoen. God het hom aangestel om groter dinge te doen. Kyk hoe werk die woord van die Here, is dit nie so nie? Die woord is die weg en die waarheid en die lewe. Presies. En ek kom daarby, Gielie, ek kom daarby, ek wil vanaand vir jou hierdie argument gee by dit, om by hierdie goed aan te pas, sodat ek en jy hier kan uitkom. Wat beteken dit? Hier kom Stefanus, en hy kry hierdie weerstand, hy kry hierdie manne wat hom gaan stenig, en hy het moeilikheid, en hy weet, hy gaan tereggestel word, van daai tyd as hulle gepraat het oor die Messias, en hy het hulle verkondig, en in hierdie hele boodskap, die kernpunt van hoofstuk 7 van Handelinge, gaan oor die geskiedenis van Abraham, Josef en Moses, of Moses en Abraham en Josef, en God werk deur hom met hierdie goeters, en hulle het net genoeg gehad van hom. Ek haas nou maar so 'n bietjie my vinnig hier deur om hierdie dinge te kan doen. En dan in Handelinge 7, dan kom ons agter, dan sien ons hierso, maar weet jy wat gebeur hier? Hulle sit hom op die grond, en hy sit hom op sy knieë, en die Here Jesus vertoon homself aan Stefanus. Weet jy wat het daar gebeur? Ek wil eintlik hê jy moet hierdie skrif ook
toe hierdie goed gebeur, toe hulle na hom kyk, ekskuus, ek spring nou so 'n bietjie rond, uit Handelinge 6, hierdie is eintlik 'n teaching vir ons gaan Handelinge teach, Handelinge 6 vers 15, en terwyl almal wat in die raad sit, hulle oë stiptelik op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. So sterk en kragtig was hierdie man gewees. En toe hulle hom na buitekant toe vat en hulle werp hom neer, hulle skeer sy klere, hulle verniel hom, hulle kom by hom uit, hulle stenig hom in Handelinge 7 vers 59, en hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aangeroep het. Hy het nie bang geword nie. En dit is wat vir my so mooi is uit hierdie gedeelte. Hulle het hierdie valse beskuldiging teen hom getoon. Hulle kon die wysheid, hoor gou mooi, hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gepreek het, sê die skrif, kon hulle nie weerstaan nie. Hulle kon die waarheid nie weerstaan nie. En ek wil vanaand vir jou sê, dat baie mense die waarheid nie kan weerstaan nie. Die waarheid maak sommige mense vry, maar baie mense voel skuldig, hulle hardloop weg, hulle kan jou nie in die oë kyk nie, hulle word keyboard warriors. Ek het mos nie tyd vir sulke mense in elk geval nie, so nou voel jy sommer, voel ek ook, hulle kan nie met jou redeneer nie, en as 'n mens geldige punte het, ek sê altyd redeneer op geldige punte, kom met feite, dan kan 'n mens 'n redenasie uithaal, kom praat met my oor goed van dit wat jy nie mee saamstem nie, maar bring vir my jou skrif ook, baie belangrik wat jy vanaand moet hoor, en ek leer dit altyd in ons by No Limits Gesinskerk, you need to know your Bible, jy moet jou skrifte ken, jy moet begin lief word vir die woord van die Here, en hierdie man, Stefanus, wat vol van geloof was en krag was en wat die Heilige Gees binne in hom gehad het hierdie openbaring gehad en hy het geweet, weet jy wat, hy het hierdie mense nou in 'n hoek gedryf en wat het in hulle gevaar? Dat hulle tot geweld oorgegaan het en dat hulle so kwaad was dat hulle gevoel het dat hulle die reg in hulle hande geneem het om hom te stenig en hom te gooi met die klippe. En nog steeds kon hulle hom nie verkeerd bewys nie. Hulle kon wat hy gepreek het deur die Gees die waarheid nie weerstaan nie. En toe die Here homself aan die Here Jesus sit aan die regterhand van God die Vader en hy sê hy het hom uit die hemel geopenbaar en terwyl Stefanus gestenig is, terwyl die Here in vers 59 van Handelinge 7 die Here aanroep en sê, Here, ontvang my gees. Waar het jy hierdie woorde gehoor? Waar het jy nog hierdie woorde gehoor? Ek gee my gees nou oor aan u. Van Jesus aan die kruis. En hy het sy hoof gebuig. Hoor wat sê vers 60. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, hoor mooi. Hier leer ons nog iets baie mooi. Reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslap. Ons moet leer om met die liefde van die Here met mense te kan praat. Ons moet leer om met die sigbaarheid van die krag en die woord van die Here met mense wat nie sterk is in die gees nie, wat dalk ateïste is of wat dalk kinders van die Here is, selfs pastore is of predikers is, nie regtig sekere goed herken nie. En dit kom jy baie gou agter. Dit kom 'n mens baie gou agter hoe mense nie goed herken nie. Wil ek vanaand vir jou sê, jy moet op jou knieë neerval, net soos Stefanus, en jy moet uitroep en jy moet die waarheid in jou lewe nooit verwerp nie. Ek wil dit vanaand vir jou sê. Onthou, uit godsdiens uit, as ons kan praat vanaand uit godsdiens uit, wil ek vanaand vir jou sê, moenie die waarheid verwerp nie. Weet jy, hardkoppigheid, hardnekkigheid, onbesnede van hart, Handelinge 7 vers 51, kom ek lees dit gou vir jou daarso, julle hardnekkig is, hoor wat sê hy daarso, en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd, hoor daar, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle vaders en soos julle, hoor daar. En
soms baie keer, weet jy wat gebeur dan? Dit kos jou lewe, dit kos jou hoop, want dit voel tog asof jy teen 'n muur praat. Dit voel tog of jy nie, weet jy waar is dit baie kere ook moeilik, in jou eie huisgesin, in jou eie huisgesin waar mense, miskien mans, vrouens, kinders, die waarheid van die Here verwerp. Hulle wil dit nie hoor nie. En wanneer ons baie kere vir mense probeer sê, weet jy wat, sien vir 'n slag God se groter plan in jou lewe. En jy sien nie God se groter plan nie, want jy is nou vasgevang in die kettinge van die vyand. Jy's nou vasgevang in sy stryk. Jy verstaan nie sy plan wat hy vir jou het nie. En weet jy wat, daardeur verwerp mense die waarheid, daardeur verwerp hulle die skrif, daardeur praat hulle uit hulle self uit, en daarom kom hy hier en dan sê hy vir julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore. Ek sê altyd weer, oor het laat hom hoor. Gaan toets tog maar die Gees, gaan toets tog die skrif, gaan kyk tog in jou eie woorde. 'n Mens kom baie keer agter dat, ek was op 'n stadium baie erg oor mense om hulle by die voete van die Here te hou. Ek het net eendag vir die Here gesê, Here, ek moet na die skape kyk, man. Ek gaan nie weer, as jy nie wil kerk toe kom nie, bly by die huis, moenie kom nie, wees lui, wees vol verskonings. Ek wil net vir jou ietsie by dit by sê, en hier kom dit, en mag jy wat 'n oor het hoor. Onthou net eendag, gaan jy voor die groot regter staan. Jy gaan voor God staan. Jy gaan rekenskap gee vir dit, en jou redenasies, en jou verskonings, en jou hardnekkigheid, jou onbesnede hart, jou weerstandigheid teen die Heilige Gees. Doen wat jy wil. Op die einde van die dag het elkeen 'n vrye keuse. Elkeen van ons in die lewe het 'n vrye keuse om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. En ja, so dis maar vir jou om te besluit. Ek wil jou net altyd bemoedig, en ek sal jou altyd bemoedig. Weet jy wat? Staan vas. Hou vas. Kom net by die Here uit, bly by die Here. Al gaan dit hoe moeilik. Al is jy in watse storm. Al word jy ook gestenig soos Stefanus. Mag Stefanus se woord vanaand vir jou regtig net weer 'n leiding gee om te sê, Here, ek wil deur U gelei word net soos Stefanus. Gaan lees Handelinge 6, gaan lees Handelinge 7. Mag dit vir jou regtig net 'n woord van waarheid wees. Mag dit net vir jou 'n eye-opener wees. Mag jy net regtig die krag en die genade van God in dit soek, en dan daardeur jou eie oordeel te kry, en te besluit wat jy wil doen en wat jy nie wil doen nie. Maar ek weet vanaand dat ek hierdie karaktereienskappe van Stefanus soek. Hierdie karaktereienskappe van Stefanus is vir my 'n merkwaardigheid. Daar is soveel Bybelse manne daar buitekant, en ja, ons het foute. Maar weet jy wat, ons wil tog nie in ons foute groei nie, ons wil eerder die foute en die sonde aflê. Ons wil eerder maar vas staan soos Stefanus. En Stefanus, Handelinge 6 vers 8, vol van geloof. Wendy, kan jy hom gou vir my weer opsit daarso? Dan lees ons hom saam. Jy kan sommer saam lees in die comments. Ek weet nie of julle dit kan sien nie, maar ek sien dit hierso daarom. Handelinge 6 vers 8. Hoor wat sê hy daarso. En ons kyk gou, ons gaan hom nou opkry, dan gaan ons hom lees. Dan gaan ons hom lekker saam lees. Ek hoop dit was vanaand vir jou 'n eye-opener. Ek hoop vanaand bless dit jou. So ja, daar kom hy. In Stefanus, vol van geloof en krag, hoor daar, het groot, mense hoor daar, jy moet hierdie goed in jou Bybel omkring, want jy moet hierdie neerskryf. Hierdie goed is deel. Jou Bybel is jou handleiding, dit is jou rigtingaanwysing. Ek en jy moet rentmeesterskap vat van dit. Hoor wat sê hy daarso. Het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Jy is geplant. Daar waar jy geplant is, bid dat die Here jou sal gebruik. Of dit by jou werk is. Werp jou brood uit op die water, Prediker 11 vers 1. Want na vele dae sal dit terugkeer na jou toe. Ek wil hê jy moet vanaand net hoor. Maak nie saak nie. Jy moet Stefanus se geloof kry. Dis my gebed. Kom ons bid dit vanaand toe. Here, ek kom vanaand en ek kom in ooreenstemming. Ek proclaim dit. Ek proklameer dit onder u krag. Ek vat dit. Ek wil 'n Stefanus wees, Here. Ek wil hierdie
wysheid, en dis ons tema, Here, U ken ons tema vir 2026, hierdie wysheid kry. Ek wil my nie meer besig hou met onbenullighede en snert nie. Ek wil eerder wees waar U wil hê ek moet wees. Ek wil vanaand, Here, ons het die tema toegewy aan U, deur U gelei word. Bid vanaand. Ek bid vir elke een wat vanaand hierdie boodskap gaan share, wat dit gaan hoor, Here, dat ons elke hardnekkigheid sal kanselleer, vers 51, maar ons praat oor dit in die naam bo elke naam, Jesus Christus. Dat ons ook so Stefanus, Here, vol lof kan wees en vol geloof kan wees, geloof kan wees, sê ek, ja, en lof, om U te loof, en dan ook vanaand vol van die Gees, dat ons Gees gedrewe sal wees, en Here, beide, die gawes, die Gees van onderskeid, die gawes, die talente om in tale te praat, om te glo wanneer ons die hande op siekes lê, Lukas 6 vers 10, dat as ons net kan begin om te bid, dis klein, net om daardie geloofstap te kan vat, en dan die volgende groot wonders, wanneer ons die hande op siekes lê, Here, gaan hulle gesond word, gaan kanker genees word, gaan depressie genees word, gaan reumatiek, gaan geld, Here, gaan verslawing gebreek word in Jesus naam. Daar is groot wonders, as ons net hierdie geloof van Stefanus kan opneem in ons lewe. Dit is my gebed vanaand vir elke ene, in Jesus naam. Amen. Vol van lof, vol van Gees, vol van wysheid. Daar so 'n liedjie, dink ek, as ek kom nou reg sing. Vol van krag, vol van ja. Maar dankie dat jy saam geluister het, en ja, môre aand, asseblief, moenie huiwer om te kom nie. Ons gaan nie lank wees nie, weet jy wat, ons gaan dit 'n baie ernstige saak van gebed maak. We're gonna step onto the holy ground tomorrow, en ek glo en vertrou, wanneer ons daarin gaan kom, gaan ons slaan met die oog op slag, om te vertrou dat die Gees van die Here werk. Ons gaan nie kerk toe môre aand, nee, om die Gees van die Here te blus nie. Ons gaan môre aand kerk toe, om juist spesifiek oor hierdie soort goed te gaan praat, juist om te praat oor priesterskap, en dat die Here ons weer kan vul. Ek het dit nodig, weet jy wat, wil jy nie net vir my ook kom bid nie, kan ons nie net vir mekaar saam kom bid nie, asseblief man, ons het almal dit net nodig, net om bietjie die hande opgelê te kan word, en net 'n bietjie met iemand te kan praat, om te sê hoe jy voel. Ok, so man, vrouens, stuur julle mans, moet hulle nie kos gee, môre aand as hulle nie kom nie, gee eers hulle kos as hulle klaar is. Ok, nee, grappie sommer, maar ons sien julle môre. Weet jy wat, ek wil vanaand vir jou dit sê, en ek sê dit vanaand baie ernstig. Ek wil hê jy moet iets hoor. Handelinge 6:6, want hulle het voor die apostels gestel, en hulle het gebid, en hulle het die hande opgelê. Kan ons 'n kerk word waar manne bid? Ek dink as ons 'n kerk word waar manne bid, it's gonna change the atmosphere. Dit gaan die hele atmosfeer van Boksburg, Germiston, Elspark, Elspark is Germiston, Sunwood Park is Boksburg, gaan dit verander. Daar gaan die hele atmosfeer wees, maar weet jy wat, ons het daai kameraadskap nodig. Ek wil vanaand vir jou sê, elkeen het 'n beloofde land, en die Here wil jou in daai beloofde land invat. Moenie altyd net daar wil bly nie. 6:30 môre, Herman, 18:30 by die kerk. Asseblief, weet jy wat, nooi iemand. Maar regtig, maak 'n plan om iemand te nooi. Al is dit iemand wat saam met jou werk. Hulle hoef nie by ons in die kerk te wees nie. Hierdie is nie gekoppel aan net ons kerk nie. Hierdie is, man, nooi ook. Weet jy wat, as jy in 'n ander kerk is, wil jy nie jou dominee nooi nie, of jou pastoor nooi nie. Weet jy wat, hulle het net soveel gebed nodig. Kan ek asseblief vir jou vra, as jy van 'n ander kerk af en jy wil hom ook nooi hom saam, en ons noem almal op ons naam, ons is nie daar een hoor is aan een gestel nie, maar ons is daar as ambassadeurs van Jesus Christus. Ek het môre aand vir jou 'n woord, en ek wil van dit vir jou gee. Ek gaan met jou daar 'n bietjie oor gesels, ek gaan jou bietjie deur dit bemoedig, of nie ek nie, maar ek is die instrument, God se Gees gaan jou daardeur bemoedig, en dan het ons wonderlike mense wat saam met jou gaan bid, en ek weet, jy gaan ook wonderlik kan bid, en jy gaan dit ook net nodig hê. So,
Hoe dit werk is dat ons gou 'n bietjie 'n byeenkoms gaan saam hê en ons gaan so klein bietjie net vir jou 'n geleentheid gee om saam met iemand net weg te stap en net 'n bietjie by daai persoon te kan praat en dalk iets te deel met hom en hy gaan 'n bietjie saam met jou bid en as jy nie wil saam uitgaan nie, dan sit jy daar en ons praat en ons loof net die Here lekker saam. Maar ek weet this is going to be the year for everyone to stand up in the kingdom of God. Daar sien julle weer, Here seën.